Baie welkom by vanoggend se diens. Dit is lekker dat jy saam met ons inskakel. Mag dit vir elkeen 'n geseënde paar minute wees rondom die woord van die Here. Net 'n paar afkondigings. Die kerkkantoor is oop. As jy almanak wil kom afhaal of die dankoffer bring, Dinsdae en Vrydag 4 tot 5. Dan die vrouediens is besig met 'n baie verdienstelike projek Hoop. Ek lees: kom ons ondersteun ons gesondheidswerkers wat onder groot druk in hospitale werk om die COVID-pasiënte te versorg. Ons mik om 500 bederfpakkies te maak vir die hospitale in ons omgewing. Waarmee kan jy help? Help met die bak van koekies, beskuit, skenk van cappuccino bokse, skenk van sjokolade, klein PS of KitKat sjokolade 20 gram, of die maklikste is maar om donasies te gee vir aankope, en dan borge bederf sakkie, kostebeloop plus minus R20 'n sakkie. Die mikpunt is om teen einde Januarie die eerste 220 af te lewer. Kontak vir Jukie de Vos vir meer inligting. Ons dink aan die volgende persone wat deur 'n moeilike tyd gaan met hulle gesondheid. Ons dink aan Corlia Olivier wat skielik haar visie in een oog verloor het. Sy sien môre 'n spesialis, baie sterkte aan haar en Andrei. Ook aan tannie Susan Janse van Rensburg wat ook 'n oogspesialis sien die week. Ons dink aan tannie Rina Loos. Sy het motorneuron siekte. Sy is baie moedig en positief en ons wil net vir haar sê ons as gemeente dink aan tannie en tannie se mense in hierdie tyd. Ons dink ook aan Esther Viljoen en haar mense. Esther se ma het baie swak geword as gevolg van kanker en sy is opgeneem in die hospitaal. Kom ons sing of luister saam na die lied 209, Heer met my hele hart. Here, ons kom buig in diepe afhanklikheid voor U. Ons erken, deur U beweeg ons, bestaan ons en is ons. Alles wat ons het en is net genade, onverdiende guns alleen. In hierdie dae besef ons net opnuut ons kleinheid en ons nietigheid, ons broosheid en verganklikheid. As ons hoor hoeveel mense siek is met COVID, gemeentelede, kennisse, vriende, roep ons diep uit ons harte, Here, wees hulle genadig. Here, wees hulle geliefdes genadig. Here, wees ons almal genadig. Staan die dokters en verpleegpersoneel by, waar die nood so groot is, sterk hulle elke dag met nuwe krag. Ons oog is gefestig op Jesus. Gee tog uitkoms, laat hierdie storm spoedig verbytrek.
Ons harte en gebede is ook by hulle wie se name genoem is, Corlia, Tannie Susan, Tannie Rina, Hester en haar geliefdes. Ons vertrou hulle aan U toe, U wat die groot geneesheer is, raak hulle aan in hierdie tyd van siekte en beproewing, sterk hulle geloof en dra hulle in U liefde. Seën ons nou rondom die lees en die oordink van U woord. Ons bid vir veelvoudige vrug in ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing is vanoggend uit Psalm 139. Dit is ook die leesroosterteks vir vandag. U omsluit my van alle kante. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, die nag so lig soos dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Vers 23, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Dit is die woord van die Here, geseënd is elkeen wat dit in sy of haar hart bewaar. 'n Pragtige psalm wat ons verseker, God is hier dig by my. Hy is altyd daar. Hy was altyd daar en hy sal tot in alle ewigheid altyd daar wees. Daar is nie een enkele oomblik van my bestaan, selfs voor my geboorte af, dat God my nie omsluit van alle kante nie. In daardie opsig is dit te verstaane dat hierdie 'n psalm is wat gelees word in die Epifanietyd. Want Dawid herinner ons dat God vir ons 'n konkrete werklikheid word, hier en nou, daar waar jy sit en na die boodskap luister, deur net bewus te word van sy liefdevolle teenwoordigheid dig by jou. Die psalm is opgedeel in 3 dele. Die eerste 6 verse is geskryf in die teenswoordige tyd, dan slaan dit oor na die toekomstige tyd vanaf vers 7, en dan na die verlede tyd vanaf vers 13, en dan vat Dawid alles saam deur af te sluit met 'n gebed. Kom ons kyk na die psalm vanuit hierdie 3 perspektiewe. U omsluit my van alle kante, my hede, my toekoms en my verlede. Vers 1 tot 6 is geskryf in die teenswoordige tyd. Dit wat God alles van jou af weet op hierdie presiese oomblik. Here, U sien dwars deur my, U ken my.
Of ek sit of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. God weet net mooi alles van jou af. Hoe laat dit jou voel? Ons leef in 'n tyd waar privaatheid vir mense baie belangrik is. Hulle delete sommer hulle WhatsApp en Facebook. Daar is natuurlik 'n baie groot verskil tussen God wat alles van jou weet en Facebook wat hard probeer om dieselfde reg te kry. En die verskil is natuurlik dat God jou Vader is wat jou liefhet en Facebook probeer om geld uit jou uit te maak. Hoe het dit Dawid laat voel dat die Here alles van hom af geweet het? Beklemmend, skaam, verleë, glad nie. Die bewussyn dat God alles van hom af weet, selfs die kleinste detail van sy lewe, was vir Dawid iets oorweldigend positief. Want dit het hom verseker van God se bemoeienis en sorg in sy lewe. Dat die groote God van die heelal intiem betrokke is by sy klein wêreltjie, dit het Dawid se hart en emosies heeltemal oorweldig. Hy sê, dit oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Hy sê, daar is nog nie eers 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. Dit is kenmerkend van mense wat lief is vir mekaar en lank saam met mekaar lewe, dat hulle later mekaar se sinne begin klaarmaak. Jy weet al wat die ander een gaan sê, nog voordat hy of sy dit gesê het. So goed ken die Here jou, sê Dawid, dat daar nog nie eers 'n woord op jou tong is nie, en hy weet wat dit gaan wees. Hy sê verder, U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Letterlik staan daar, U lê U handpalms op my. Dawid beleef hoe die Here vir hom sê, Jy is myne, ek neem jou in besit. Jy is in die holte van my hand, ek hou jou vas, ek is altyd daar vir jou. Wil jy nie, soos wat jy daar sit, saam met Dawid oorweldig word, deur God se naby teenwoordigheid nie? Dat in spite daarvan, dat hy dwars deur jou sien op hierdie oomblik, en alles van jou af weet, dat dit niks verander aan sy liefde vir jou nie. Ontvang die troos en vrede, dat sy liefde nie afhanklik is van wie jy is nie, maar van wie hy is. Word bewus dat jy op hierdie oomblik die fokuspunt is van God se onverdeelde aandag. Dat selfs die hare op jou kop almal getel is. Of jy sit en of jy opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. U omsluit my van alle kante. Beleef hoe dat God nou, daar waar jy nou is, jou toevou in sy handpalms. Jy is so kosbaar en spesiaal vir hom. Die volgende verse is in die toekomstige tyd geskryf. Dawid vra die hipotetiese vraag, waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? En dan skets hy die mees ekstreme plekke waar hy kon opeindig in die tyd van die antieke wêreld. Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Maak nie saak of hy hom sou bevind in lig of duisternis nie. Een ding besef hy keer na keer, hy sal nooit ooit alleen wees nie. Maak nie saak waar hy opeindig nie. Selfs al sou hy die domste en die mees ekstreemste dom ding doen, naamlik om God se hand te los
en van hom af te probeer wegvlug, selfs dan weet hy dat God hom nie sal los nie en hom nog steeds sal lei, hom sal vashou met sy regterhand. Die regterhand is die sterk hand, die hand wat regeer, die hand wat seën bring. Selfs in my weghardloop oomblikke van God af, hou hy my vas. Dalk is jy vandag op 'n ekstreme plek in jou lewe. 'n Klomp dinge wat net verkeerd geloop het. Dit voel of jy op die rand staan van 'n gapende afgrond. Word bewus dat die Here jou vashou met sy regterhand. Voel hoe hy jou toevou in sy handpalms. Daar is geen donker diepte waar God nie daar is vir jou nie. Op sommige antieke kaarte, op die ongekarteerde uiteindes van die kaart, waar niemand geweet het wat daar verder is nie, is gereeld drake en monsters en reuse geteken met die woorde "Here be dragons". Daar word vertel dat die arktiese ontdekker van die 1600s, Sir John Franklin, so 'n kaart besit het, maar dat hy al die vreesaanjaende aanduidings uitgekrap het en bo oor die hele kaart geskryf het, "Hier is God". 2021 lê ongekarteerd voor ons. Ons weet nie watter ekstreme dinge dalk op ons wag nie, maar kom ons bely saam met Dawid en John Franklin dat ons weet wie daar op ons wag. God sal oor ons die wag hou. Hy sal vir ons sorg. Ons toekoms is geborge. God se ekstreme liefde sal daar wees om jou te lei en hy sal jou stewig vashou in sy regterhand. Vers 13 tot 16 is in die verlede tyd geskryf. Daarmee wil Dawid sê, so ver terug in die verlede strek God se bemoeienis met hom, selfs van voor sy geboorte af. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Die woord wat Dawid hier gebruik vir aan mekaar weef, is 'n woord wat dui op die fynste tipe naaldwerk wat 'n vrou daardie tyd kon doen. Dawid vind troos en geborgenheid in die wete dat daar nie 'n enkele oomblik van sy bestaan was waar God nie innig persoonlik by hom betrokke was nie. As God jou maker en ontwerper is, beteken dit natuurlik ook, hy verstaan jou volkome. Hy weet presies wie jy is, hy weet waar jy vandaan kom, hy ken jou genetiese stoffasie, hy weet hoekom jy so sukkel met party dinge, maar weer nie met ander dinge nie, want hy ken jou deur en deur. Hy weet met ander woorde, nie net wat jou volgende woorde gaan wees nie, maar ook hoekom dit jou volgende woorde gaan wees, want hy ken jou diepste binnekant. Jy voel partykeer, ander mense verstaan jou nie. Jy sukkel dalk partykeer om jouself te verstaan. Gelukkig is daar iemand wat die diepste bedoelings van jou hart ken, want hy is jou maker en jou ontwerper. Dit beteken verder dat God jou graag hier wou gehad het. Al voel jou lewe partykeer hoe onbenullig, al voel jy selfs soos talle bejaardes dikwels voel, oorbodig en in die pad. Hierdie psalm het 'n kragtige boodskap vir elkeen van ons wat soms wonder hoekom ons hier is. Want God het besluit, die wêreld sou armer wees sonder jou daarin, en daarom het hy jou gemaak. As God jou met soveel respek en deernis hanteer, dan moet ons ook ander so hanteer en ook jouself. Want God het nie 'n fout gemaak met jou of met enige iemand anders se hier wees nie. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Wat bedoel Dawid met dit? Dit klink amper of hy sê dat jou hele lewe vooruit bepaal is. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. So met ander woorde,
As jou streepie getrek is dit getrek en jy kan niks doen om dit te verander nie. So het ek al baie mense hoor sê, hulle gaan nie vir die een of ander behandeling of operasie nie, want God weet mos wanneer jou tyd is, met of sonder die operasie. Dis 'n baie gevaarlike siening, want dit sou daarop neerkom dat ons min of meer robotte is, willose marionette, en dat ons lewens maar net afspeel volgens wat in die boek staan. Is dit wat Dawid bedoel het, dat ons robotte is? Nee, want 'n paar verse verder vra hy, dat God sal kyk of hy nie op 'n verkeerde pad is nie, en hom sal lei op die beproefde pad. 'n Verkeerde pad impliseer 'n verkeerde keuse wat hy gemaak het. Ons het keuses. Dit is die boodskap van die hele Bybel. Ons moet onthou dat hierdie 'n psalm is, dis 'n gedig, en dat hierdie net nog 'n digterlike manier is waarop Dawid wil sê, my hele lewe, van begin tot einde, is geborge in God, en dat God 'n duidelike doel en plan met my lewe het. Dit alles bring Dawid tot 'n gebed in die laaste vers. As God altyd daar is vir hom, is dit 'n hartsbegeerte van sy kant af om altyd naby aan die Here te lewe. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Dawid vra eerstens, dat die Here tog sy onrus sal raak sien. Selfs al weet Dawid al hierdie wonderlike dinge van God, dat God altyd daar is vir hom, hede, toekoms, verlede, bly hy maar net 'n mens, en kan die lewe soms net te oorweldigend raak. Kom ons bid vanoggend hierdie gebed saam met Dawid, dat die Here ook ons onrus sal raak sien, veral in hierdie ekstreme COVID-woestyntyd waarin ons is, en dat hy ons onrus sal stil maak, want hy is altyd daar. Kom ons bid ook die tweede versoek van Dawid, en dit is dat ons die Here sal vra om altyd op die regte pad te bly. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Ons het almal blinde kolle. Ons kan so maklik op 'n verkeerde pad beland, en selfs nie eers bewus wees daarvan nie. Vra die Here, wat jou deur en deur ken, om jou oë oop te maak, en jou te lei op die beproefde pad, tot die eer van sy heerlike naam. Ek sluit af met die woorde van die teoloog Karel Barth, wat gesê het, die grootste wonder, die grootste verrassing, is nie hoe groot en magtig, alomteenwoordig en alwetend God is nie, maar hoe naby hierdie groote God aan ons kom, hoe genadig, regverdig God met ons handel, hoe intiem hierdie magtige God by ons elkeen betrokke is. Mag hierdie wete, hierdie wonderlike ontdekking van die intieme nabyheid en betrokkenheid van God ons altyd met diepe verwondering en ontzag vervul. Amen. Here, ons buig in verwondering en aanbidding voor U. Hoe wonderlik is U gedagtes vir ons, o God, hoe magtig hulle almal. As ons hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ons daarmee klaar is, sou ons nog steeds met U te doen hê. Dankie vir hierdie kosbare psalm wat ons herinner, U is nie ver en ontoereikend nie. U is nou hier en U sal daar wees as môre aanbreek. Bewaar ons van verlammende vrees en onrus, veral in hierdie dae, en vul ons harte met die wete van U teenwoordigheid. U is naby ons, Here, by ons, in ons, deur U Heilige Gees, nou en vir altyd. Hou ons uit dankbaarheid naby aan U, weerhou ons van sonde, en hou ons op die regte pad. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing of luister biddend na lied 519, Wees stil en weet, ek is die Heer.
Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie enige God is by jou van nou af tot in ewigheid.